Goeiemôre en welkom by ons oordeenking vanoggend. Vanoggend lees ek uit Psalm 42 en dan weer 'n enkel vers uit Jesaja 33. Psalm 42 vanaf vers 1. Vir die musiekleier 'n maskiel van die Koragiete. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word, waar is jou God? Hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God, met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my, daarom dink ek aan U hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonhoogte, hier van Berg Misar af. Die diep water laat die geluid van die watervalle weer galm. Al die duinings en golwe het oor my gespoel. Bedags sal die Here sy troue liefde laat geld en snags sal 'n lied vir hom by my opkom. 'n Gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot diep op die been. As my teestanders my tart, deur die hele dag lank vir my te vra, waar is jou God? Jesaja 33 vers 10. Nou gaan ek opstaan, sê die Here. Nou gaan ek myself verhef, nou gaan ek my oprig. Geliefdes, jy en ek vertrou nie God se wysheid soos ons moet nie. Nie net sal God sy beloftes nakom nie, maar hy vervul dit op die beste manier, op die beste tyd. Ons wonder dikwels, waarom moet God wag voordat hy ons verlos uit ons probleme? Watter doel is daar in die vertraging? Stel hierdie vraag op 'n ander manier. Sal ons leer om meer op God te vertrou as hy ons onmiddellik antwoord? Of groei jou geloof meer in vertroosting as in teenspoed? So wanneer dit blyk dat die kerk in 'n totale verwoesting is, uitmekaar uitval, dan gryp God in. Hy verklaar weer eens dat hy die regter oor alle volke is. Ja, die Jode het geweldige onderdrukking ondervind. Die Jode was bang. Die Jode was geestelik op 'n laagtepunt gewees. En dan beloof God om op te staan. En ons leer dat ons hulp in die naam van die Here is. Psalm 121, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here alleen. Dit was dikwels in die woord van God, wanneer God se mense 'n laagtepunt beleef of onderdruk is, dat hy opstaan en sy mag toon. Wanneer God kragtig optree uit aardse swakheid en ootmoed, is die boodskap duidelik. God se krag hang nie van die mensdom af nie, en sy krag en wysheid is nie van hierdie wêreld nie. God neem ons dikwels deur hierdie laagtepunte onder beproewing om ons te leer dit wat ons die nodigste het. En dit is hy. Hy is altyd by ons. Hy vergeet nooit sy eie nie. Hy sal opstaan en hy sal optree. Net soos Jesus op die regte tyd gestuur is, Romeine 5 vers 6, Galasiërs 4 vers 4. Net soos Jesus die volmaakte offer is.
Ja, wanneer God besluit om sy mense te red, wanneer God besluit om jou en my te red, is ons verlossing seker. Kom ons dank die Here vir sy getroue teenwoordigheid by ons, en dat hy ons nader aan homself gebring het in ons en deur ons beproewinge. Kom ons loof die Here dat hy Christus gestuur het, die regte verlosser op die regte tyd. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, so dikwels verloor ons vertroue in u getrouheid. Maar dankie Here vir u getroue teenwoordigheid by ons. En dat u deur ons beproewinge ons nader aan u self bring. Ja, deur die Gees gelei. Ons loof u Here dat u tot in ewigheid na ons kyk. Ja, dat u u Seun gestuur het, Jesus Christus, op die regte tyd, die regte verlosser, om eenmaal volkome vir ewig die offer te bring. Dankie dat ons daarmee hierdie dag kan instap met 'n sekerheid van u liefde. Amen. Vanoggend sing ons saam Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Geliefdes, vir môreoggend lees ons Jakobus 4 vers 1 tot 12 en dan Jesaja 33 vers 11. Jakobus 4 vers 1 tot 12, Jesaja 33 vers 11 en ek herinner weer dat ek Sondag met 'n reeks begin uit Psalm 78. Skakel gerus 9 uur in as jy nie die erediens in 20 Danstraat en Pangeni kan bywoon nie, waar ons saam met hierdie psalmdigter God gaan ontmoet. Jakobus 4 vers 1 tot 12 en Jesaja 33 vers 11 vir môre. Tot 6 uur, 'n geseënde dag.